daardie oomblik sien ons dat Pilatus besef met wie hy te doen het. En hy het probeer om hom los te kry. Uitgegaan en gesê, laat hierdie man vry, want ek vind niks verkeerd in hom nie. Toe roep hulle al hoe harder uit kruisig om, hoekom? Terwille van my en jou. Want dis die pad wat Jesus moes loop. Kom ons sing uit koortjie nog een keer saam asseblief, Pieter. Dan gaan ons sit en dan gaan ons die tafel bedien. So tasbaar kan ervaar. Dankie dat die harte in hierdie oomblikke aanraak. Dankie dat die lewens verander. Dankie Hemelse Vader dat die sondes weg was. Dankie dat die skeidsmure afbreek tussen ons en U. Dankie Jesus dat U gekom het om vir ons 'n voorspraak te maak. Dat ons deur U bloed, deur die offer wat U op Golgotha gebring het, na U toe kan kom en direk met U kan kommunikeer. Here, ons eer U daarvoor in Jesus se magtige naam. En ek prys U en ek loof U en ek aanbid U. Kan die volk sê amen. Baie dankie, kom ons sit. Loof die Here. Musiekspan gaan net hier voorbly totdat ons die nagmaal bedien. Baie welkom aan die almal. Ja, ons weet dis nou maar Desember maand en na rapporte dag dan rapport almal nie meer altyd by die dienste nie, maar ek is so bly julle het aangemeld hoor. Prys die Here. Loof die Here. Ons het vanmôre 'n spesiale spreker, maar ek gaan hom nou voorstel aan julle en dan gaan ek so 'n paar dinge oor hom sê. Dit is lekker om vanmôre hier te hê saam met sy vrou en sy dogtertjie en dan ook so saam met hulle vriende wat saam met hulle vanmôre gekom het. Ons gaan heel eers die nagmaal bedien. Ek gaan vra dat die broers my na vore kom asseblief wat gereël is. Of wie ook al gereël is, broers en susters, maak nie saak wie dit is nie, soos gereël asseblief kan julle vir my na vore kom. Terwyl hulle besig is om reg te maak aan elke besoeker vanmôre, hartlik welkom aan julle almal. Ek hoop julle gaan die diens saam met ons vanmôre geniet en dat die Here ook so inspraak in julle lewe gaan doen. Prys sy wonderlike naam. Ons gaan volgens sommer die kelkies of die bekers soos gereël. Gaan ons sommer gelyktydig
raak so half 'n gewoonte, eenmal in 'n maand, die eerste dag van die maand, eerste Sondag van die maand, dan verval 'n mens so half in 'n groef en dis nou maar 'n deel van dit wat ons moet doen. Dis 'n deel waar jy dankie sê. Dis 'n deel waar jy eintlik verkondig, sê die woord van die Here, alles wat die dag op Golgotha plaasgevind het. So en ons moet dit besef, maar elke keer dat ons dit gebruik, verkondig ons die dood, die kruisiging, die dood en die opstanding van Jesus Christus. Prys sy wonderlike naam. Ek gaan vir julle 'n skrif lees in Hebreërs 10. Ek het verlede week baie sterk op hierdie skrif bedien. So as jy nog nie verlede week se boodskap geluister het nie, kry dit maar op Facebook, dit sal daar wees. Dan kan u dit gerus daarna kyk. Hebreërs die 10de hoofstuk. En ek gaan saam lees vanaf vers 1. Hy sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. Nou het hy inlas en hy sê, nie die beeld self van die dinge nie die beeld self nie, want die wet kon nie die beeld wees nie, want die wet was 'n skaduwee, dis net 'n skaduwee van die toekomstige weldade. Dit is 'n vingerwysing na die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie. Dit kan nooit deur dieselfde offer jaar na jaar wat gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So wat sê hy? Hy sê vir ons die wet van Christus, die wet wat in Exodus vir my en jou gegee is, was net 'n skaduwee van dit wat sou kom in die heerlikheid van die beeld in Christus. Die wet is nie die beeld op sigself nie. Dis net 'n skaduwee, vingerwysing na hierdie Christus wat sou kom, wat die beeld van God gedra het. So dit is wat daai skrif sê vir ons. Alles in een sin wat die skrywer van Hebreërs vir ons hier deurgee. Nou sê hy verder. Hy sê, kan nooit deur dieselfde offer, deur die priesters wat jaar na jaar die offers moes bring, gedurig gebring word, die wat toegetree het tot volmaaktheid lei nie. Die offer van die diere kon nie 'n mens tot volmaaktheid bring nie, want nou sê hy, hoekom? Vers 2, anders as dit tot volmaaktheid was, sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Elke jaar het hulle die offer gebring op Paasfees, as 'n getuienis van die beeld wat sou kom. En daai offers moes jaar na jaar versoening doen vir die volk, want die bloed van 'n bok en die bloed van 'n dier kon nie die sondes wegwas nie. Dit kon dit net bedek onder die genade. Dit kon nie die sonde wegneem nie. Nou gaan hy aanhou sê hy, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sonde, sodat elke jaar het hulle herinner, hulle het hierdie jaar droog gemaak, hulle het sonde gedoen. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Vers 5, dis die draaipunt. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, verwysing na Christus, dubbelpunt, slagoffer en spysoffer, al daardie offers tot op daardie stadium, wou u nie regtig hê nie, want dit kon nie die sonde wegneem nie. Maar u het vir my 'n liggaam berei. Ek het 'n liggaam ontvang, hoekom? Sodat ek deur die offer van my eie liggaam, met God se eie bloed, hierdie offer kan volmaak. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe. Genesis 3 vers 15 sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad Satan en haar saad. Hy, hierdie verlosser kind wat gebore gaan word in dieselfde gestalte as hierdie eerste Adam, wat hierdie koninkryk weggegee het, gaan die koninkryk se heerskappy kom herstel. Daarom sê hy in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind hoofletter is vir ons gebore, en daardie kind wat gebore is, word genoem. Wonderbaar? Ek hoor nie. Raadsman? Sterke God? Ek hoor nie.
Wat word daai seun wat gebore is genoem? Ewige Vader, Vredevors. Ons stop net daar. Wat sê die volgende vers? Tot vermeerdering van die heerskappy. Adam, jy gaan heers oor die werke van my hande. Alles wat op die aarde is jy, my kind. En wat doen Adam? Hy stel hom ondergeskik. Die dag toe hy aan Lucifer oorgee, sy stem luister, verloor hy sy Adamiese gesag, sy heerskappy. God maak belofte, in die boekrol is dit van my geskrywe. En so kry ons elke profetiese woord dwars deur die Ou Testament tot op die vervulling van dit wat julle hier sien. Jare en jare, 2000 jaar se boodskappe het gegaan oor die tafel. Daarom roep Jesus uit. Wat is sy heel laaste woorde wat hy uitroep? Dit is volbring. Wat is volbring? Die werk wat ek kom herstel het. In die volgende oomblik skeer die voorhangsel in twee. Die sondebarrier, die skeidingsmuur tussen God en die mens gaan oop. Die woord sê God het die wêreld met homself in Christus Jesus versoen, wat beteken to kies again. Die oomblik toe die voorhangsel skeer, toe is die ark ontbloot. Alles agter die voorhangsel is oop. Daarom kan ek en jy vanmôre deur hierdie offer wat hier is, voor God buig. Die Here sê, Here, hier is hierdie siel wat voor jou staan. Ek het nie die kapasiteit in my menswees om na u toe te kom nie, want geen mens kan u sien en bly lewe nie. Dis hoekom God in Christus moes kom. Immanuel. Die liggaam was die voorhangsel. Vandag kom die Here Jesus en hy sê, dis volbring. Soos jy van hierdie tafel vanmôre geniet, dink aan daai dag toe hy die prys betaal het vir ons almal se sondes. Paulus kom en hy sê in die nag, hy sê ek gaan aan julle bring wat hom het oorgelewer is, in die nag waarin Jesus verraai is. Net vir my oop asseblief. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem met die woorde: dis my liggaam wat vir julle gebreek word. So dikwels as wat julle van hierdie brood eet, getuig julle van die wonderwerkende krag van genade. Hierdie is nie die tafel van hierdie gemeente nie, is ook nie die tafel van hierdie kerkgenootskap nie. Hierdie tafel is die tafel van Jesus Christus. Hy het dit gedek. Daar's net een voorwaarde. Moenie op 'n onwaardige manier van dit eet. Hoor mooi. Sodat daar nie God se wraak uit te kon nie. Wat is 'n onwaardige manier? Die onwaardige manier is nie dat jy sonder sonde gaan wees nie, want hier sit niemand hier wat sonder sonde is nie. Die onwaardige manier is as daar onvergifnis in jou hart is. Want hierdie tafel is 'n volmaakte tafel van vergifnis. En jy kan nie vergifnis vat en dit eet. Dit neem. Maar om onvergifnis self met iemand anders sit nie. Kan nie. So as daar vanmôre onvergifnis in jou hart is teenoor enige persoon, gaan maak dit reg. Jare terug, terwyl my pa baie sterk in alkohol verval het, het hy
'n skorrel gaan haal, om gedwonge om op die bed te sit. En terwyl hierdie woorde van vloek uitgegaan het en skel en al hierdie dinge, het ek sy voete begin was. Het ek dit gesien en loop die trane. Hoekom? Want die grootste wapen teen die vyand is vergifnis. Moenie vandag van hierdie tafel eet as jy nog nie vrygemaak het nie. En vat jou glasie, vat jou stukkie brood en sê vir die Here, Here, ek sit met hierdie dinge in my lewe waarmee ek sukkel. Voordat jy dit gebruik, vra jy vergifnis, want as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. So het hy die beker geneem na die ete met die woorde. Dis die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as julle hieruit drink, getuig julle van hierdie werk wat ek hier gedoen het. Kersfees lê voor. Dit getuig van sy geboorte. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie getuig van lewe. Sal die broers asseblief vir my elkeen 'n bordjie en 'n skinkbordjie vat en dit van uitdeel. Staan so by die tafel, dan gaan ek jou saam bid. Vader, ons kom. Terwyl ek net die teenwoordigheid so kragtig ervaar, wil jy nie vanmôre, Here, stil staan by elke mens wat seer gemaak is, iewers deur ander mense nie. Dalk sit daar iemand hier wat kwaad is vir die Here, as gevolg van dinge wat in hulle lewe gebeur het. Jy sê, as jy vermoeid en belas is, kom na my en ek sal jou rus gee. Sal hierdie tafel aan elkeen van ons se liggame seën. Sal U aan ons hierdie lewe gee, waarvan Johannes 10 vers 10 getuig. Die dief het gekom om te
mense kan gerus sit. Vader, baie dankie vir die bloed. Dankie vir die liggaam. Dankie vir Golgotha. Ons loof U, Here. Kom ons eet voor die Here. Stap vir ons hier na vorentoe asseblief. Nou hierdie jong man, hy het baie diep in my hart ingekry, baie jare gelede. Hoe lank is dit dat jy nou hier weg is? 25 jaar. 25 jaar. Intussen het ek grys geword, daai tyd was ek net so mooi en maar soos hy, maar as jy ouer raak, dan gebeur dit nou iets anders so. Maar Wilco het letterlik in 'n kamer by een van ons selgroepe, hulle het hom uitgenooi, hoor, hy kom woon die selgroep by. En nee, daai hart was te hard, want ons is nog te lief vir al hierdie dwelms en al hierdie nonsens. Ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar ek sê dit maar. Jy moet in elk geval as jou getuienis, so jy kan niks aan doen nie. En terwyl hy in die kamer langs aan sit, toe nou Maxie, daai jaar het sy my lofprysing en aanbidding gelei, en Maxie het 'n groot salwing op haar gehad, al het sy net 'n gitaar, die Here se Gees werk. En terwyl hulle langs aan sit in die vertrek, langs aan in die vertrek selgroep byeenkoms het en almal geniet dit, en sit hy stoksiel alleen. Julle ken as 'n liedjie wat sê stoksiel alleen. En langs aan in die vertrek. Nou ek ken nie hy liedjie nie, maar ek het al gehoor hulle sing dit. Sit hy stoksiel alleen aan die ander kant. En tussen al hierdie chaos in sy eie hart en sy eie gemoed en sy eie grootword proses, is die Here net besig om te werk.
In die volgende oomblik toe raak God se gees hom aan en die Here red vir Wilke. En vandag is hierdie jongman uit so bolstap, hy het dit een fout gemaak. Hy het tot bekering gekom in lewende waters, maar iewers het hy die agtervoegsel verkeerd gehad, toe vat hy lewende woord. Ek weet nie daai sprong nie, maar hy het dit gedoen. Toe gaan hy Suidkus toe, Port Shepstone as ek reg is, en hy besluit hy en Konzel is ook hier baie welkom, ek weet nie waar sit sy, en ek sien nou Doos dan sy daar agter. Die Here seën, sy doen nou nog van ons boeke vir ons, en sy's 'n rekenmeester. En hulle twee kinders, Ruben en Benjamin. Ruben is 15, hy is net so groot amper nou soos sy pa. Ek hoor hy sê hy is baie sterker as hy. En dan Benjamin 13, hulle is op 'n kamp hierdie naweek. En dan het hulle vir klein, wat is die dogtertjie, Skylar, ja. sy is 3 jaar oud, so ook so krulkoppie. Ons is so bly hulle is vanmôre saam met ons hier. Mag die Here julle seën. As julle so 'n bietjie in die middel van die jaar en nog altyd weer kom, het jy my weer laat weet. Okay. Einde van die jaar het ons nou maar al ons triek so. Maar baie welkom Wilko. Ons bid dat die Here jou gaan gebruik en gaan seën en dat hy sy koninkryk vandag ook deur jou gaan laat skyn. Okay. Baie dankie dat jy gekom het en hierdie tyd uitgekoop het om saam met ons vanmôre die Here te eer. Sterkte vir jou hoor. Dit is my 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees. Dis my eerste kerk, is my eerste pastoor. Kan ons vir hom 'n hande klap gee? 33 jaar, ek dink dis fantasties vir 'n man hier so hierdie gemeente, 33 jaar, hy en sy vrou Christel. Dit is awesome. Christel, jy het hom nog al die jare support. Ek wil julle net honor. Dis totaal al honor. Henry skryf 'n klomp opleiding toe ek net tot bekering kom. Ek loop elke liewe kursus wat daar is as ek by hierdie kerk hoor. Ek het ek sommer weer op my ou stoel gaan sit sommer. Dit voel sommer so familier. Dis 'n lekker plekkie om te sit. Ek is in 2 gedeel oor wat ek 2 gedeel is die regte woord. Oor wat om te bedien vanoggend. Want aan die een kant het ek 'n boodskap, aan die ander kant het ek hierdie getuienis en hierdie voel my soos familie, voel soos huis. Is lekker om al die jong mense te sien. En dan dink ek myself, na hierdie nagmaal, wat moet ek nou bedien? Ons kan maar huis toe gaan hoor, jy het nou alles gepreek, die hele evangelie, alles opgevat, ons het 'n nagmaal gevat, ek het nou niks meer oor om te sê nie, eintlik, nee. So ek sal maar so 'n bietjie van my getuienis deel, en ek wil dit titel, You Build What You Love. Jy bou dit waarvoor jy lief is. As jy wil sien waar iemand belangstel, waarvoor hy lief is, kyk waar spandeer hy sy tyd, sy energie en sy geld. Dan gaan jy onmiddellik weet, waarvoor is hy lief. En die idee wat ons het daar agter is, ek bou my familie. Eerste prioriteit is my huwelik, my kinders, ons bou 'n loopbaan, ons werk, party van ons het sukkel nog met 'n loopbaan, ons doen maar 'n jobbie, maar ons doen ons jobbie die beste wat ons kan, want ons bou dit wat ons het. Nou gaan jy lees uit Handelinge uit, en jy gaan lees uit Exodus uit. Okay, Here, ek voel ek is in lyn hierso, en dit is presies van waar ek wil bedien. Hebreërs 3 vers 1 tot 6 is ons openingsversie. My Bybel is Engels, so as ons op die bord sit, dan gaan ek hom saam met julle in Afrikaans lees. Is dit okay? Ja, ek is 'n Engelse Christen. Toe hulle van die Afrikaanse Bybel gee, toe verstaan ek niks nie. Wie saam met my in daai bootjie? Prys die Here, ek's nie alleen nie. Dankie Jesus. Maar die Engelse Bybel verstaan ek so 'n bietjie. Kom ons lees. Daarom, heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou is, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde tot onwrikbaar vashou. Nee, maar Christus. So net tot daarso. So wat sê hy hierso? Hy sê daar's 'n Moses het 'n tempel en 'n tabernakel gebou.
En Handelinge sê, dis 'n skadu. Dis net 'n beeld van. Dis 'n voorbeeld. En dan word vir Moses gesê, bou dit presies so. Moses bou, maar waarmee bou Moses? Moses bou met materiaal. Hulle het penne en gordyne en weet, hulle moet koper wat hulle uitslaan, die hele storie, en hulle bou daarmee. Hebreërs 8 vers 5, sit met so vinnig daarop. Jy maar so gaan soos ek gaan, hoor. Dankie. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. So, Moses op hierdie berg, en hy het 'n geestelike ervaring, die Here vat hom en wys vir hom, hoe lyk hierdie tabernakel, en hierdie tabernakel is 'n spieelbeeld, 'n skadu van hoe dit in die hemel lyk. So ek wil hê wat jy moet raak sien, hier's 'n fisiese ding, en hier's 'n geestelike ding. So daai aand, waarvan Henry nou gepraat het, ek bring maar my getuienis so 'n bietjie in. Toe ek nou daar uit en ek's besig daar in die kamer, en ek besluit hoe ek gaan nou in die middel van hierdie gesingery. Nee, nou, ek weet nou nie van julle, ek het in die kerk groot geword nie. My ouma het vir my elke sonnagoggend, as sy sê, hier's ook so kollekte geld, gaan kerk toe, dan gaan speel ek pool en kry los sigarette en trek al die ouens soen toe, maar ons gaan nie kerk toe, ons gaan speel pool. En as ons teruggaan dan, nee, hulle het iets gepraat van Dawid, ouma. Ek weet daar's baie mense hier wat so kerk toe gekom het, kinders veral, word ingesleep, hulle het iets gepraat van Dawid. Ek gehoor af in sy Salomo, daar's so Jesus ou. Hulle het iets gepraat van hom. En ek besluit toe in hierdie aanbiddingsgeleentheid, want ek weet nie wat is 'n selgroep nie. Hulle nooi my na die selgroep soos Henry gesê het. En ek sê vir hulle, ek het nie 'n selfoon nie. Ek het ook nie cellulite nie. Nee. En ek gaan nie naby 'n tronksel en dan gaan my toesluit. Maar in hierdie, nou stap ek en ek kom by hierdie Maxwell se huis, 'n arch gehad wat in die sitkamer ingaan. En ek kyk na die weirdste ding wat ek in my hele lewe gesien het. Iemand wat op hulle knieë staan en hulle hande in die lug en hulle sing. En hier's iemand wat 'n gitaar slaan en daar's iemand wat in snaakse tale praat. En weet, daar's iemand wat die trane loop van hulle gesig af. En 'n ander een is 'n handjie waar ek kyk na hierdie prentjie, weet jy wat sien ek? 'n Klomp mal mense. Maar ek weet nie wat is, maar ek kan nie daar ingaan nie. Jy sien fisies kan ek sien hier's iets wat aan die gang is. Hier's mense wat besig is om 'n ding te doen. Maar ek kom by daai threshold om te kan ingaan en ek kan nie, want daar iets stop my. Jy gaan nie hier in nie, broer. Ek kry 'n prentjie van Star Trek in my kop. Nee? En ek ervaar het, ek kan nie hier ingaan nie. Iets binne in my skop. Jy gaan nie hier in nie. Ek draai om en ek gaan pak my tas. Want môreoggend is ek uit hierdie mal mense se huis uit. Nee? Klaar, is verby. Ek gaan nie langer hier bly. Hierdie mense is koekoes. Dit is klaar die Heilige Gees wat jou oortuig, weet jy dit? Want die skrif sê, vir hulle wat dit nie verstaan nie, die kruis, is dit waansin. Maar vir hulle wat gered word, is dit die krag van God. So die krag van God is reeds besig om te werk daar, en ek dink, hierdie mense is mal. Hulle is koekoes, ja, jy is reg, dis eintlik die Heilige Gees wat vir jou sê, hulle is bietjie anders te hoor. Hulle is nie van hierdie wêreld, dis nie 'n natuurlike wêreld van waar hulle is nie, dis van 'n ander plek. En na die selgroep, nou hoor ek hoe ry die mense in die karre ry, en ek vat toe nou maar die boek wat ek besig om te lees, en ek wil gaan sit hom in die boekrak, en ek kom terug, en Maxie sit op die stoel, dis net hier op Foendes landgoed, net hier af in die pad, en ek sê van Maxie, ek wil net vir jou sê, baie dankie, vir dit wat jy laaste week vir my gedoen het, maar julle is mal, ek gaan môre loop, dankie, ek weet nie waar aan toe nie, maar ek gaan loop, want ek was op daai tyd, eintlik op straat. Ek het nie 'n heenkome gehad nie. Dis die laaste familielid wat wou sê, is reg, ons sal vir jou plekkie gee om te bly. Elke ander bruggie gebrand. Want ek het so 'n bietjie habits gehad.
gewoontes. En Maxie sê vir my, sit. Sê die gawes van die Gees funksioneer vandag nog. Profesie, woord van wysheid, woord van kennis, funksioneer vandag nog. Die Heilige Gees is op hierdie aarde, hy is hier nou besig, reeds besig met elkeen van ons te werk en te praat. En Maxie lei my na die Here toe, en die Here wys vir haar goed, wat niemand weet nie. Niemand weet dit nie. En wat is hier in my hart? Is hier as 'n tafel in my hart, waarop allerlei beeldjies gepak is. Sport, dwelms, girls, moet 'n mooi lyf hê. Sien, die tafel is daar gedek, geld. Maar op daai tafel is daar verskriklik baie pyn, en verwerping, en hartseer. Vernedering. Spyt. Klomp goeders waar ons almal loop mee, spyt. En Mexico verduidelik dit vir my, en sy sê, as jy net sal oorgee, en Jesus aanvaar. En ek dink in my kop terwyl sy my praat, goed, ek gaan dit 3 maande gee. Dan ken ek vir Jesus, ek ken sy Bybel, ek ken alles wat hy doen, en hierdie is nie moeilik nie. Nee, soos wat 'n slim ou dink. Hierdie is nie moeilik nie. Maar ek sal vir daai 3 maande, sonder voorwaarde, sonder kondisie, alles gee wat ek het. Alles. Maar ek kan niks vat nie, ek het niks nie. Ek kan net myself gee, en ek kan eintlik dit net oorgee. En wat ek ervaar, is Jesus wat in sy tempel inloop en die tafels omgooi. Jy sien, die Bybel is die storie van hierdie fisiese tempel, waar hy instap, en hulle is besig met alles wat verkeerd is. Daar's baie te preek en baie te sê daaroor, maar hulle is besig om die mense te roof. Hulle is besig om mense uit te byt. Klink vir my soos hierdie wêreld, klink vir my soos presies wat die vyand doen van kleins af, is om ons te roof en in te doen en te bedrieg en te besteel. En die Here vat en hy gooi die tafels van my hart om. En daar huil ek, daar ween ek. Ek het daai Sondag, dit is donderdag aand, daai Sondag toe sit ek daar. Toe is daar nog so 'n mooi girl wat daar sing, Estien. My kop is nog nie heeltemal reg. Die Here het ons nou net ingekom. Daar's so 'n mooi girl, waar is daai dametjie wat daar gesing het, waar is sy? Ja, die Here het 'n roeping op jou lewe. Nee, die Here het 'n roeping op jou lewe. Toe ek daar staan en ek kyk, sien ek net passie wat jy het vir die Here. Moet dit nie vir niks verruil nie. Pas dit op. Just die Here het 'n roeping op jou, hoor. Daar's salwing daar. Wow. En ek sien vir Justine, en na die diens, of so tussen die diens toe, kom staan hier nou 2 mense hier by my. En hulle stel hulle self voor, hallo, ek is Justine, en ek is Okkie. Ek sê, los my uit. Ek gaan Italië toe, ek gaan rugby speel. En wat het hulle sê? Ek wil niks met hulle weet nie. Die volgende Sondag toe ek terugkom in die kerk, toe erken niemand my nie. Toe het my gesig verander. Die Here kom en kom doen 'n ding. Ek kan geen krediet vat nie. Nou wat ek wil bedien is, jy bou wat jy lief het, is die Here kom sê vir Moses, bou hierdie tabernakel, bou hierdie tempel, bou hierdie ding, bou hierdie natuurlike ding, wat 'n spieelbeeld is van dit wat in die hemel is, sodat
jy later kan sien, dat die mens kan sien, dat ons wat vandag hierso is, kan sien wat hy bedoel het, sodat ons kan verstaan, want die Here se intelligensie is baie hoër as ons intelligensie, korrek? Hallo, is julle hier vanoggend? OK, prys die Here, skok ek julle, of is julle dan OK, kry julle warm? Maar later, kom die skrif en sê, God woon nie in 'n tempel gebou met hande nie. In Hebreërs kom hy sê dat hy bou met homself. Sien, hy's nie net die bouer. Moses was die bouer met materiaal. Moses kry meer krediet as die materiaal. Maar Jesus kom en hy's die bouer en hy bou met homself, want hy is die hoeksteen. So hy bou met homself sy kerk, sy liggaam, sy tempel waar binne in hy woon. So wanneer ek en jy by 'n plek kom waar ons oorgee, daar's geen roem nie. Ons is almal gered deur genade. Korrek? So die enigste roem wat ek kan hê is ek het oorgegee. My boedel vir die Here gee, ek my vlaggie gewaai, die akte van my huis, akte van my lewe, die stuurwiel van my lewe. Here, ek het oorgegee. En die Here kom en hy kom in sy tempel, hy loop in sy tempel in. Nou, in die verhaal in die Bybel, loop hy daar met 'n sweep en hy's kwaad. En hy jag al daai goeters uit en weg. En die Here verander nie. Amen. Hy is dieselfde. Gister, vandag, vanmôre, vir ewig. Hy is dieselfde. Wanneer hy in sy tempel instap, maak hy die tafel skoon. Hy verwyder dit wat jou gaan weerhou om te bedien. Hy verwyder dit wat my en jou laat struikel en ons mag dalk iets anders te aanbid, want dit is nog op die hart, die tafel van ons hart. Hy gooi daai tafel om en hy sê, kom ons begin van voor af, ek en jy. Die voorhangsel is geskeur. Job done. Jou sonde is mee geteken. Maar dan kom die vyand. En hy bly heeltyd vir jou sê, onthou dit. Onthou dat. Ja, maar jy het daar groot geword. En jou omstandighede is so. Een oggend hier vra Henry my om te getuig. En ek sal nooit sy woorde vergeet nie. Hy sê, hierdie man glo in die Here, ek wil hê hy kan net so 'n bietjie meer in homself glo. Jy sien, die Here glo in jou. Hy het jou equip. Hy gee sy gees vir jou. Hy sê, binne in jou gee ek vir jou gawes en talente wat onherroepelik is. Jy sê, alles wat ek vanoggend wil sê, jy het klaar gepreek. Nee, ons kan maar huis toe gaan. Hy is 'n goeie pastoor, hoor. Julle moet mooi na hom kyk. Baie lief vir hom. Die ding is, baie keer wil ons nie hê die Here met daai tafels omgooi nie. Want dit het 'n kruk geword. Ag, ek was gemolesteer. Maak nie saak wat bedien word, wat gedoen word. Ek hou aan hierdie kruk vas. Jy weet nie was my pa nie. Ek het 'n kruk. Jesus bou dit wat hy lief voor is. En sy eerste stap is om dood te gaan vir my en jou om te wys, hy is liefde. En hy is lief vir jou. Nou moet ons begin bou. Want die eerste gebod, die groot gebod, is wees lief vir die Here jou God. Wees lief vir hom. En maklik wanneer ons die twee goedjies so verdraai, dan raak ons egosentries. Kyk hoe goed is ek, kyk hoe mooi is ek, kyk hoe oulik is ek. Die Here is lief vir my, die Here gaan verstaan. Maar as daai tafel iets op het,
wat nie sê Jesus nie, dan moet dit omgegooi word. Dit moet afgeskraap word. Jy sien, want die fisiese tempel het Moses gebou. Die geestelike tempel het Jesus kom bou. Hy bou jou en my op as sy woonplek. Daar's 'n liedjie wat sê, of all the places to reside, you choose to live within me. Binne my. Die gawe van die Here is in jou, op jou, deur jou, reeds. Indien jy gered is. Indien jy gered is. 'n Kerkganger is nie gered nie. 'n Goeie mens is nie gered nie. As Jesus inkom, kom raak hy jou aan in so diep plek. En alles wat almal van jou gesê het, tel nie meer nie. En alles wat jy gedink het van jouself, tel ook nie meer nie. Het verander. Want hy kom maak jou soos hy jou gemaak het, sonder skade. David sê dit so, he restores my soul. Om my siel te restoreer, beteken om te maak soos die Here jou ontwerp het en beplan het vir 'n tyd soos nou. And the enemy has weakened the nations. Generasie na generasie probeer hy ons net swakker en swakker en swakker maak. Maar daar's Jesus. Hy sê nee, I have redeemed. Kom net na my toe. Kom, gee net oor, dat ek in my tempel kan woon en jou opbou. Sy woord is life-giving, energizing and vitalizing. Hy sê vir ons in Efesiërs 4:29, laat jou woorde wanneer hulle spreek, mense opbou, die liggaam opbou. Laat die gawes wat in jou is, wees vir die opbou van die kerk. Hoekom die kerk? Want dit is sy liggaam. As jy lief vir Jesus, dan is jy lief vir die kerk. Ek gaan dit weer sê, is jy lief vir Jesus, dan is jy lief vir die kerk. Kyk bietjie vir die ou langs jou. Sê ek is lief vir jou. Ek hoop dis jou man waarvoor jy praat. Jy aan die ander kant toe gekyk het nie, dan was jy in die moeilikheid. Dan is jy lief vir die kerk. Jy bou dit waarvoor jy lief is. Eerstens jou verhouding met die Here. Baie van ons sukkel met 'n stambeeltjie wat op 'n tafel staan in ons hart, van procrastination, of 'n bietjie meer slaap. En ek kan nie my verhouding met die Here bou nie. Want ek is 20 minute na my alarm uit die bed uit, en die res van my dag is gejaagd. En die Here wag in die sitkamer, en sê, kan ons net bietjie kuier? Kan ek net bietjie met jou praat? Ja, die Here is lief vir my, maar ek is nog nie lief genoeg vir hom, om 5 uur op te staan nie. Om gedissiplineerd te raak. You build what you love. Jy bou dit wat jy lief het. Maar ek raak nooit my Bybel nie. My Bybel oopmaak en iemand sê, kan ek lees uit Markus uit, dan gaan ek na die indeks toe. Waar is Markus? You build what you love. Begin verhouding bou met die Here. Jy gee oor. Sê, Here, hier is ek. Kom bou my op. Bou my op. Sê, en ek wil nie stop by die fisiese nie. Is julle nog wakker? Is julle almal nog hier? Amen. Kan ek nog 'n bietjie aangaan? OK. Ek wil nie stop by die fisiese nie, want ons kan baie maklik kyk na die voordele wat ek kan kry deur die Here te aanbid en te dien, deur te sê ek gaan miskien suksesvol wees en ek gaan dalk 'n goeie man kry en 'n goeie vrou kry en my lewe gaan oukei wees. Dit is die fisiese gedeelte. Daar is 'n geestelike gedeelte
wat ver meer belangrik is. Want dit is die eternal part. Ek en jy dwel op die aarde vir 80 jaar as dit goed gaan. Miskien 'n bietjie meer. Dan gaan ons dood. En dan bly daar 'n ewigheid oor. So wat een is die belangrikste? Die tydelike of die ewige? Wat sê jy sê? Die ewige. Maar ons prioritiseer in ons denke die tydelike soveel meer. Want ons kan tog nie 'n maaltyd skiep nie. Hallo, Sondagmiddagete kom nou. Ons kan hom nie skiep nie. Hy voed net hierdie tydelike ding. Maar my gees word slegs gevoed deur die woord van God. Deur aanbidding in sy teenwoordigheid. Want hy is die manna aan die ander kant van daai gordyn. Dus die ander kant daai gordyn is daai tabernakel en binne daai Ark of the Covenant is daar 3 goeders. Die een is die wet. En dan sê hy, ek sal my wet op hulle harte kom skryf. So hy vat dit wat ekstern is en hy maak dit intern. En hy sê eintlik is daar net een, wees lief vir die Here jou God en soos jou naaste soos jouself en die res volg daaruit. Dis 'n lewende ding. 'n Ding buite jou is 'n dooie ding. Dan sê hy, daar's die bak met die manna in, wat nie vrot word nie. Nie met al ons chemikalie kan ons 'n brood vir 20 dae laat hou nie, dan raak hy vrot. Maar daai manna is daar binne en dit bly daar binne, want dit is verteenwoordig, Jesus verteenwoordig lewe. So wanneer ons dit eet, is dit binne in ons, dit bring lewe. En die laaste ding is Aaron se stok wat afgekap en dood is. Maar hy bly lewe, want hy bot elke jaar. Sien, dis binne in. En die Here wil binne in ons kom. En hy is besig tans om binne in jou te werk en lewe binne in jou te bring. Want jy gaan van binne af uitleef. Jy kan nie van buite af inleef nie, want dan is dit 'n groot gat en sê jy gee net vir my nog geld en nog roem en nog likes en nog TikTok followers en nog Facebook followers. Jy soek net nog en nog en nog en is nooit genoeg nie. Ek's nooit populêr genoeg nie, ek's nooit mooi genoeg nie, nooit slim genoeg nie, nooit sterk genoeg nie. Ek kan dit nie doen nie. En dan wat gebeur? Ek gaan soek vervulling by ander plekke. Passions. And power and position and people. Rather than the Lord is good enough and is enough. I am your exceedingly great reward, Abraham. Kind van Abraham. Hy is die een wat ons vul in die binnekant. So ons moet oorgee. My vraag aan jou vanoggend is jy bereid om oor te gee? Nou in ons gemeente waar ek is aan die Suidkus, ons bly by die lekker warm see paradys. Julle is welkom te kom kuier. Julle kan trek 'n kort gemeentelede ook. Ekskuus tog. Nooi ons mense vorentoe om vir hulle te bid. Doen julle dit hier, Henry? Mag ons dit doen vanoggend? Het ek jou toestemming? Ek wil jou vra, die eerste plek waar dit is, miskien kan ek vra dat elke hoof net buig op die oomblik. Maak net jou oë toe asseblief. Kan ek jy vra om net jou oë toe te maak? En ek wil net hê ons moet vir een oomblik stoktyk doen. En vir jouself hierdie vraag vra. Is ek waaragtig gered vanoggend? Is ek waaragtig kind van God vanoggend? Soos Johannes sê, vir hulle wat hom inlaat, gee hy die reg om kinders van God genoem te word. As jy vanoggend enige vorm van twyfel het, wil ek jy moet saam met my bid, maar ons gaan die hele gemeente vra om saam te bid. En daarna gaan ek vra, as daar enigiets wat jy wil oorgee, of jy ons met jou bedien, enigiemand kan dan vorentoe kom. So alle oë gesluit, hoofde gebuig,
Kan ons saam bid, familie? Here Jesus, ek kom vanoggend na U toe. En ek kom gee oor. Ek maak my hart oop, Here. En ek ontvang U. Onvoorwaardelik. Sonder kondisies. Kom wees my Here. Kom wees my redder. Kom wees my God. Ek bely met my mond en ek glo met my hart dat Jesus is die Here en dat God die Vader hom uit die dood uit opgewek het. U woord sê, Here, as ek dit bely, sal ek gered word. Dankie dat U my nou red. Dankie, Here, dat van nou af ek as kind van God bekend staan. In Jesus naam. Hou jou oë toe, hou jou hoof gebuig. As jy vanoggend vir die eerste keer gebid het, ek wil net hê, met vir my kyk, gaan jy nie vir hom op te staan nie, gaan nie vir hom vorentoe te gaan nie, maak net met my oog kontak. Ek wil net saam met jou bevestig, die Here werk vanoggend. Dankie. Dankie. Baie dankie. Baie dankie. Dankie, Here. Dankie vir die werk wat U nou doen. Dankie, Vader, dat U getrou is. My uitnodiging by jou toe is, by enige iemand is. Graag wil ek jou bedien vanoggend. Graag wil ek saam met jou bid. Graag die bedieningsspan saam met jou bid. Is daar 'n plek is wat jy sukkel om oor te gee? Jy hoef nie vir ons te kom sê wat dit is nie. Ons wil net saam met jou bid. Wil jy nie nou opstaan en vorentoe? Dankie, Vader, vir die woord. Ons gaan so minute van kans gee. Dit is 'n baie persoonlike uitroep. Dit is gewoonlik waar mense is bang om te kom, want dit is so persoonlik. Maar gebruik die Here ou daarvan Randfontein af, omdat dit te bang is om so 'n persoonlike uitroep te maak. Wil jy nie opstaan en vorentoe? As jy vanoggend voel, hier is iets wat ek moet leer. Dankie, Here. Dankie, Vader. Kan die bedieningsman kom? Dankie, Here. Dankie, Vader. Vir die laaste keer uitnodiging maak. As jy ingedoen voel, as jy voel jy is altyd aan die buitekant, besig om in te kyk, asof jy nie behoort, of nie belang nie. As jy voel jy kan nie kort eind of sukkel met verwerping. Jy sukkel miskien met pornografiese goeders. Miskien sukkel jy om op te hou jok. Die Gees van waarheid wil vanoggend jou kom besoek. Vra ek jou kom gou vorentoe as jy kan bedien. Die musiekspan kan ook opkom. Terwyl hulle sing, gaan ek vir die mense bid. Wil jy nie jou hande net uitreik na die mense vorentoe? Miskien as jy ken, opstaan, saam die Here kom vertrou.
self sterf. Sodat Christus beheer kan neem in die huis sit nie. Of jou vrou kom vorentoe, daar was 'n dag toe ek 'n besluit moes neem om uit die banke uit te beweeg. En net oor te gee. Hoekom wil jy langer loop met hierdie las in jou lewe? Hoekom wil jy loop met hierdie gebrokenheid, hierdie stikkenheid? As jy vry kan kom. Loof die Here. Thank you, Jesus. Sal nog iemand? Sal nog iemand eens kom? Dank je, Jesus. Speak the name of Jesus.
'n siel wat